Ons is amper by Kersfees, ons is by die laaste week van Advent hierdie week, die 4de week, en ons staan vandag stil by daardie naam van Jesus. Ons het laas week sterke God gedoen, vandag doen ons ewige Vader. Kom ons begin hierdie erediens in die naam van die Here met sy eie woord. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, die genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Kom ons sing nou Psalm 2 en ons sing daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Psalm 2 vers 1, 3 en 4. In hierdie Psalm praat God die Vader met sy Seun en hy vertel vir ons van die Messias, van Jesus Christus en watter soort koning hy gaan wees. In vers 4 dan hoor ons die Vader sê, U is my Seun uit wie my beeldnis blink, spreek dan U eis, ek skenk dit U gewis en dat U troon vir ewig, hoor dit, vir ewig vas mag bly, gee ek die volke tot U erfenis en wêreldwyd is tot U heerskappy. Kom ons sing Psalm 2 vers 1, 3 en 4.
Ons het in daardie Psalm op 2 plekke gesing dat die troon van die Messias vir ewig sal vasstaan. En dit is van daardie troon af wat hy vir ons sy wet gee. Christus verwag van ons om op 'n spesifieke manier te leef. Hy is ons koning. Hy is nie tevrede met enige soort lewenswandel nie. Hy verwag van ons om burgers in sy koninkryk te wees wat leef op 'n manier wat die eer aan God gee. En daarom kom ons lees nou sy wet, die wet van God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons gaan vanoggend lees uit Deuteronomium 5 van vers 6 af. Die 10 gebooie is ook opgeteken in Deuteronomium 5. Dit is wat ons vandag gaan lees, Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit is die wet van die Here, geliefdes, dit is wat ons koning van ons verwag, hoe om te leef. Elkeen van ons skiet daaraan tekort en daarom mag ons ook bly wees vandag om te hoor van die genade van die Here. En kom ons sing nou van daardie genade met die woorde van Gesang 149 en ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Vers 1 tot 3 van Gesang 149. In vers 1 sing ons: U kom uit heerlik hemelryk en u word aan die mens gelyk. So skenk u, o Heer, genade vir my. Kom ons sing Gesang 149 vers 1 tot 3 en ons sing dit sittende. Uit boeie
Die woord van God verkondig in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vergifnis en versoening aan elkeen wat met 'n ware geloof sy of haar skuld bely. Maar in hulle wat nie tot bekering kom nie, wat nie in God drie-enig glo nie, wat nie hulle skuld bely nie, verkondig God se woord sy oordeel. Ons mag lees in Psalm 103 vers 8 tot 13, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Amen. Ons mag nou ons geloof bely en u kan daarvoor staan. Dan bely ons geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. In die preek gaan ons ook op 'n stadium terugkom na die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels, na die belijdenis wat ons sekerlik baie goed ken. Vandag staan ons hier saam met die kerk van alle eeue en alle plekke en ons bely ons geloof met hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou verder ons geloofsbelijdenis met die woorde van Psalm 89. Psalm 89 sing ook profeties vir die Messias, en in vers 11 sing ons hierdie woorde: Hy sal dit uitroep, Heer, U is my Vader trou, my God, my rots van heil, waar ek alleen opbou. Hy is vir my 'n seun tot hoogste rang gebore, deur my as koning van die konings uitverkore. Vir hom bly my verbond vir altyd vas en stewig. My goedertierenheid bewys ek hom vir ewig. Kom ons sing Psalm 89 vers 1, 2 en 11 en daarna kan u weer u plekke inneem. Thank
Ons blaai nou in die woord van die Here na Jesaja 9. Ons is besig met 'n hele reeks hier uit Jesaja 9 vers 5, so waarmee ons besig is in hierdie adventtyd. Ons het nou al gehoor, al 'n hele rukkie terug, van die seun wat gebore is. 'n Seun is vir ons gebore, 'n kind is aan ons gegee. En toe het ons ook gehoor van sy eerste naam, wonderbare raadsman. Ons het nou al gehoor van sy tweede naam, sterke God. Vandag staan ons stil by sy derde naam, ewige Vader. En as die Here wil, dan donderdag gaan ons stil staan by sy laaste naam, Vors van vrede of vredevors. Nou, ons kyk na hierdie gedeelte. Jy sal onthou, dit is belangrik dat ons moet besef, hierdie gee vir ons die groter prentjie. Dit beskryf, ons het dit gesê, dit beskryf die aard en die karakter van die Messias. Jy kan sê, dit beskryf ook sy rol. Mens moenie noodwendig dadelik spring na die binnewerkinge van die drie eenheid nie, en spesifiek nou vandag, waar ons gaan hoor van die naam ewige Vader, dan het ons gewoonlik vrae, want hoe kan die Seun die Vader wees? Dit is ook die tema waarby ons gaan stilstaan. Ons gaan hier lees Jesaja 9 vers 1 tot 6, en daarna gaan ons dan ook in die Heidelbergse Katekismes lees, maar ek sal dit vir ons weer aankondig as ons daar kom. Kom ons lees nou die woord van die Here, Jesaja 9 vers 1 tot 6. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Ons lees sover uit die woord van die Here, en dan gaan ons ook lees uit Heidelbergse Katekismes Sondag 8. Ons kerk het 'n hele paar belydenisse wat ons aanvaar. Ons plaas ons belydenisse hoegenaamd nie op dieselfde vlak as die Bybel ooit nie, maar ons gebruik ons belydenisse wel om vir ons 'n opsomming te gee van wat die Bybel vir ons leer. Spesifiek die katekismes. Meeste van u sal die katekismes nog onthou van die dae wat u verbondsonderrig gehad het. Dit is 'n goeie opsomming van wat die Bybel vir ons leer oor 'n hele paar sake, en spesifiek in die katekismes leer ons oor hoe ons getroos kan word. En ons het ook die gebruik in ons kerkverband dat daar van tyd tot tyd uit die katekismes gepreek word. En ons gaan vandag 'n bietjie daarby stilstaan. Ons gaan kyk na Sondag 8 van die Heidelbergse Katekismes, wat vir ons leer van die drie eenheid van God. So Sondag 7, ek gee vir jou 'n opsomming van die 12 artikels. Dit gaan oor wat is 'n ware geloof, en dan sê dit die inhoud van 'n ware geloof is die 12 artikels. En Sondag 8 hoor ons dan hoe word hierdie artikels verdeel. So ek lees vir ons Sondag 8, vraag en antwoord 24. Hoe word hierdie artikels verdeel? Antwoord in 3 dele. Die eerste handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor God die Seun en ons verlossing, die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. En vraag en antwoord 25. Aangesien daar maar een enige goddelike wese is, waarom noem jy die Vader, die Seun en die Heilige Gees? En die antwoord, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat die 3 onderskeie persone die enige waaragtige en ewige God is. Dis hoe ver ons lees. Ek vra nou dat die broeders staan, en dan bid ons saam. Onse almagtige, ewige, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is so groot en so heerlik.
U gaan ons verstand so ver te bowe. Ja, ons klein ou mense, ons kan nie eers begin om te verstaan hoe u drie eenheid werk nie. Dat u van altyd af een God is wat tog onderskeie is in drie persone. Ons kom net hier in nederigheid om ons hoofde voor u te buig en u te loof en te prys, van nou af tot in ewigheid. Dankie o Vader, dat u in tyd u seun in hierdie wêreld gestuur het, om vir ons sondes te sterf en ons te verlos uit die mag en heerskappy van Satan. Dankie o Seun, dat u gekom het en kom sterf het aan die kruis. Dat u uself bekend gemaak het as die Messias, die Christus, die Koning, die Gesalfde. Dankie o Gees van God, dat u in ons kom bly, dat u ons verlos, dat u ons harte verander, sodat ons wedergebore kan word en in die drie enige God kan glo. Ons bid nou o Here, dat u ons oë en ons harte sal oopmaak om u woord te hoor, dit te verstaan, dit toe te pas op ons lewens. Help my om u woord te preek, om te sê dit wat uit u woord kom en niks meer of niks minder nie. Gaan met elkeen van ons, dat ons, as ons in hierdie wêreld ingaan, dat ons u woord ook sal uitleef, dat dit nie net iets sal wees wat vir ons relevant is op 'n Sondag nie, maar deur die hele week, deur ons hele lewens. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, daar is so 'n grappige opmerking wat ek 'n ruk gelede op sosiale media gesien het, waarmee ek hierdie preek wil inlei. Dit was iemand vir wie grammatika en korrekte spelling 'n baie belangrike saak was, wat hierdie opmerking gemaak het en gesê het dat punte en kommas soms die verskil tussen lewe en dood kan beteken. Punte en kommas kan soms die verskil tussen lewe en dood beteken. En hierdie persoon skryf toe 2 sinne en hy sê, sien die verskil. Die eerste sin is, kom ons gaan eet, komma, ouma. Die tweede sin is, kom ons gaan eet, geen komma, ouma. Nou, die verskil tussen hierdie 2 sinne is 'n ontspannende, gemaklike atmosfeer by die huis waar jy 'n heerlike dis om die tafel eet saam met ouma om die tafel en amper 'n horror tipe storie waar jy nie so 'n heerlike dis eet nie met ouma as die dis op die tafel. Dit is die gedagte daar agter. Nou, 'n punt of 'n komma kan soms die verskil wees tussen lewe en dood. Nou, dit is belangrik baie keer as ons oor die drie eenheid van God praat, wat so 'n onderwerp is wat ons verstaan so ver te bowe gaan, dan sal mense soms sê, waarom is ons nou besig met hareklowery? Kan ons nie net praat oor God se liefde en dit daar laat nie? Waarom moet ons hoor van die Vader, Seun en Heilige Gees wat drie persone is, wat van ewigheid van mekaar onderskeie is en tog verenig is in een goddelike natuur? Kan ons dit nie net alles laat staan en net praat oor God se liefde nie? Vir baie mense voel dit asof ons onnodig baie maak van dinge wat eintlik klein is. Maar die waarheid is dat dit so belangrik is soos 'n punt of 'n komma. Ons is nie besig met hareklowery nie, ons praat hier oor die God wat die hemel en die aarde geskaap het. Ons praat oor die een voor wie ons elke dag ons hoofde moet buig. Daar is geen saak wat belangriker is as dit nie. En nou hier, die onderwerp waarmee ons vandag besig is, as ons hoor Christus word ewige Vader genoem, dan kan dit ook voel soos, ag, hoekom praat ons nou daaroor? Kan ons nie net aanbeweeg nie? Kan ons nie net praat oor God se liefde nie? Kan ons nie net gaan na die volgende naam, Vredefors, en mekaar lekker warm broei oor dit nie? Maar die waarheid is, ons moet aandag gee hier, selfs al is die onderwerp wat dalk 'n bietjie moeiliker is vir ons om te verstaan. Ons moet aandag gee, want hierdie gaan oor lewe en dood. Waarom word die Seun ewige Vader genoem? Dis die tema waarby ons stil staan. Hoe kan die Seun ons ewige Vader wees? Ons gaan stil staan by 4 punte wat ons hier na gaan kyk om daardie vraag te antwoord. Eerstens die vertaling, tweedens die verwarring, derdens die verklaring en vierdens die vertroosting. So vertaling, verwarring, verklaring en
vertroosting. Kom ons kyk na die eerste een, die vertaling. Dit is belangrik as ons hierdie twee woorde hier kry, ewige Vader, dan moet jy vra wel, hoe word dit vertaal? Kom ons gaan kyk na die oorspronklike taal. Kom ons gaan kyk na die Hebreëus. En die Hebreëus het eintlik een woord wat in twee gedeel kan word. So die Hebreëus is aviat. Aviat. En dit bestaan uit twee dele, dit bestaan uit af en at. Nou af is die Hebreëse woord vir pa of vader. Jy sal dit onthou uit Romeine 8 vers 15 wat sê Abba, vader, is daar dieselfde woord, die basiswoord is ab of av, en dit beteken vader of pa. En dan ad is die tweede deel van daardie woord, dit beteken ewigheid. Dit gaan letterlik oor iets wat nimmer eindigend is, iets wat vir altyd en altyd en altyd en altyd aanhou. Jy kan sê tyd nimmer eindigend. So, as jy die twee woorde bymekaar sien, dan het jy af, vader, en jy het ewigheid, dan het jy ewige vader, of dit kan ook iets wees soos vader van ewigheid, of selfs iets soos my vader is ewig, of vader wat ewig is, iets in daardie lyn. Ewige vader, soos ons vertaling hom het, is 'n baie goeie vertaling. Nou in die Bybel is dit glad nie 'n vreemde ding vir God die Vader om Vader genoem te word nie. Die Bybel is vol daarvan. Die Bybel noem God op 'n hele paar plekke Vader, is in die Ou Testament en in die Nuwe Testament so. As die Here vir Moses na Egipte toe stuur om sy volk uit slawerny uit te lei, dan sê die Here deur Moses vir Farao in Eksodus 4 vers 22, sê hy, Israel is my eersgebore seun. Sê ek is sy vader, ek is sy vader en hy is my seun. Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En Jesaja 64 vers 8 sê, maar nou Here, U is ons Vader, ons is die klei en U is ons vormeerder en ons almal is die werk van U hand. En in die Nuwe Testament ken ons dit ook baie goed. Dink aan die modelgebed wat Jesus vir ons geleer het, die Onse Vader. Hoe begin dit? Onse Vader wat in die hemele is. Dink aan Romeine 8 vers 15 wat sê, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Nou dit is in die Bybel dus glad nie 'n vreemde ding vir God die Vader om Vader genoem te word nie, maar dit is baie vreemd vir die Messias om Vader genoem te word. En dit is die vreemdheid waarby ons hier stil staan vandag. Hierdie is 'n moeilike naam. Dit is 'n moeilike teks in 'n sin. En ons moet vra, hoe is dit moontlik vir die Seun om ons ewige Vader genoem te word? Dis die tema waarby ons vandag gaan stil staan. Ons gaan telke male terugkom na hierdie vraag. Stop net vir 'n oomblik daar. Kyk net na daardie vers. As jy jou Bybel oop het, kyk net na daardie vers. Net in hierdie vers is dit al reeds vreemd. Kyk na daardie vers. Hoe begin die vers? Dit sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Dadelik hoor jy van 'n kind. En dan is sy naam Vader. Is dit nie al reeds vreemd net daar nie? Is nog meer vreemd as jy daaraan dink dat hy ewige Vader is. Goed, ons almal kan dink dat dit moontlik is vir 'n vader te word, nie waar nie? Jy kan dink aan 'n babietjie, 'n baba seentjie wat gebore word en gee hom so 20 tot 30 jaar, dan gaan hy moontlik met 'n jong dame trou en hy gaan 'n pa word. Hy gaan 'n vader word. Dit is moontlik vir 'n kind om 'n vader te word, maar is dit moontlik vir 'n kind om 'n vader te wees voor hy gebore is, van ewigheid af? Dis die vreemdheid waarmee ons hier te doen het. Ewige Vader, 'n kind wat te gelykertyd ewige Vader is. Dit is die misterie, die wonder van Kersfees ook wat ons hierdie jaar weer mag gedenk. Nou goed, ons het daardie naam, Aviat, ewige Vader. En ewigheid, soos net daarby stil staan, ewigheid in sigself is vir ons so 'n moeilike konsep, geliefdes. Dink net daaraan, ewigheid. Dit is vir ons moeilik nie omdat dit onnatuurlik is nie. God het ons geskape om vir altyd en altyd te lewe. Hy het ons geskape, gemaak om vir altyd in sy teenwoordigheid te lewe, om ewig te lewe, maar dit is vir ons baie vreemd want ons is sondaars. Deur die sonde het ons die ewige lewe verloor. Ons het nie meer daardie begrip, daardie konsep van ewigheid nie. Is dit nie so nie? Kyk rondom jou na al die mense in ons wêreld. Almal leef net met die oog op die hier en die nou. Die hier en die nou. Alles gaan oor vandag, môre, oormôre. Alles gaan oor die hier en die nou. Niemand van ons het 'n begrip vir die ewigheid nie. Dit is baie moeilik selfs om mense daaroor te kry om net verby ons 10 jaar plan te dink. Wat van ons 100 jaar plan?
Wat van ons 1000 jaar plan? Waar wil ons wees 1000 jaar van nou af? Waar wil ons wees in die ewigheid? Ons het nie daardie begrip nie. Al ons keuses gaan net oor die hier en die nou, onmiddellike bevrediging. Daar is mos so 'n gesegde, eintlik 'n akroniem. Het u dit al gehoor? YOLO. YOLO. Ek wil nou nie vra steek jou hand op nie, maar YOLO. Ek is seker baie van die jong mense het dit al gehoor. Toe ek jonk was, ek het gehoor, dalk is dit van die ouer mense wat dit ook al gehoor het. YOLO beteken you only live once. Jy leef net eenmaal. YOLO. You only live once. En dit is die slagspreuk wat baie mense sal gebruik om 'n losbandige lewe te regverdig. Waarom drink ek my half dood by die 5 partytjies van die koshuis? YOLO, you only live once. Waarom mors ek my geld uit by die dobbelhuis? YOLO, you only live once. Waarom moet ek hierdie geweldige duur vakansie op skuld gaan deurmaak, maar ek kan niks geld vir die kerk gee nie? You only live once. YOLO. Ons mense is deur ons sonde so gefokus op die hier en die nou, ons het geen begrip vir die groter prentjie, vir die ewige nie. En dan kom die Here en hy kom ruk ons, en hy sê, wag, my Messias is ewig. Ewige Vader, van altyd af is hy daar, en tot altyd sal hy daar wees, en hy dwing ons, om weer ons oog te vestig op die ewige, nie net die hier en die nou nie, maar die ewigheid. Waar gaan ek in die ewigheid wees? As ons hoor van hierdie ewige Messias, dan moet ons onsself afvra, wat van ons eie ewige toekoms? Dan bring ons dan by die tweede punt, die verwarring. Nou alles wat ons nou so ver gesê het, behoort redelik voor die hand liggend te wees. Ons hoor van die naam van hierdie kind, sy naam is Aviat, ewige Vader. Dit beteken hy is ewig, dit beteken hy is 'n Vader. Waarom is dit verwarrend? Wel, dit is nog nie verwarrend nie, dit is dan verwarrend eers wanneer 'n mens later deur die res van die Bybel lees, en hy leer van die drie-eenheid van God. En dit is waarom ons die Heidelbergse Katekismes gelees het. En dit is baie goed, geliefdes, dit is baie goed om ons belydenisse te ken. Nou die belydenisse gee vir ons 'n greep op wat die Bybel sê. Dit is nie die Bybel nie, dit is nie op dieselfde vlak as die Bybel nie, maar dit gee vir ons 'n opsomming van wat die Bybel vir ons leer. En daardie Sondagsafdeling, Sondag 8, leer ons van die drie-eenheid van God. God is een wese, onderskeie in 3 persone. En dit is belangrik dat ons moet hoor, daardie persone is onderskeie. Nou, waarom is dit belangrik? Ons maak soms die fout om die persone met mekaar te verwar. Hier is 'n praktiese voorbeeld. Soms dan bid ons, en 'n mens begin jou gebed en jy sê, Onse Vader wat in die hemel is, en dan later in die gebed sê jy, dankie dat u vir ons aan die kruis kom sterf het. Maar dit was mos nie die Vader wat aan die kruis kom sterf het nie, dit was die Seun wat aan die kruis kom sterf het. Ons moet oplet, dit is belangrik dat ons God reg aanspreek, dit is belangrik dat ons reg dink oor God, dat my verhouding met God reg funksioneer. En dit is belangrik ook dat ons die Vader en die Seun van mekaar onderskei. Ons het daar in die Heidelbergse Katekismes gelees, Sondag 8 gaan oor hoe word die 12 artikels opgedeel, en die antwoord sê vir ons daar, dit word in 3 dele opgedeel. Ons ken daardie 3-deling baie goed. Ons beruiming van die Katekismes in Gesang 82 volg ook daardie 3 dele, Vader, Seun en Heilige Gees. En die volgende vraag 25, vra dan, wat nou? Daar's mos net een God, waarom 3? Dis die vraag, baie logies. En die antwoord sê dan vir ons die leer van die drie-eenheid. God is een wese wat van ewigheid af onderskeie is in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. En jy hoef nou nie jou kop daaroor te gaan staan en breek nie. Dit gaan daaroor dat ons in die Bybel van die begin tot die einde lees, daar is net een God. En tog lees ons dan van Vader, Seun en Heilige Gees, wat ook waarlik God is. Jy sien dit nogal mooi by die doop van Jesus Christus in Matteus 3, as u dit wil gaan lees op u eie, is u baie welkom. Matteus 3, daar word Jesus gedoop, en dan sien jy die 3 persone van die drie-eenheid wat onderskeie van mekaar is. Die Seun is in die water, Jesus word gedoop, en hoor jy van 'n stem wat uit die hemel uitroep, die stem van die Vader wat roep, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehae het, en jy lees van die Heilige Gees wat soos 'n duif uit die hemel neerdal en op die Seun kom bly. Vader, Seun en Heilige Gees.
Nou, mense maak soms die fout, daar is 'n bekende dwaling deur die Christelike geskiedenis heen, wat gesê het, God se drie-eenheid is eintlik soos 3 maskers wat dieselfde persoon voor hom hou. 'n Beeld wat mense soms gebruik, hulle sê God se drie-eenheid is soos water wat in 3 fases kan verskyn. So as dit baie koud is, dan is water ys, en as dit warmer word, dan ontdooi die water en dit is 'n vloeistof. As dit nog warmer word, dan stoom die water en jy het 'n gas. En hulle sê dit is hoe die drie-eenheid werk. Soms teenoor sommige mense is God 'n Vader, teenoor ander mense en in ander tye is hy 'n Seun en teenoor ander mense in ander tye is hy die Heilige Gees. Dit is nie waar nie. So 'n siening, geliefdes, maak 'n bespotting van iets soos Jesus se doop. Want wat is daar aan die gang? Met respek gesê, is dit nou die ys wat vir die water sê, U is my geliefde seun? Dit kan tog nie. En daarom glo ons, want dit is wat die Bybel vir ons leer, dat God, alhoewel hy een wese is, daar is net een God. Dat hy nogtans van ewigheid af onderskeie is in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is belangrik, want dit bring ons nou weer terug by daardie vraag waarmee ons begin het. Hoe kan die Seun ons ewige Vader wees? Hoe? Dit is die vraag, en dit is die tweede punt wat ons hier uitlig. Dit gaan oor die verwarring. Skynbaar is daar 'n verwarring hier aan die gang, want die Seun word ewige Vader genoem. Maar dit bring ons dan by die derde punt, die verklaring, waar ons kyk, wat is die antwoord? Ons staan nou vierkantig voor hierdie vraag, hierdie uitdaging. Ons hoor nou, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is van ewigheid af onderskeie. Ons kan nie tot die Vader bid en sê, dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het nie, want dit is die Seun wat aan die kruis gesterf het. Maar dan is die vraag, waarom word die Seun dan ewige Vader genoem? En nou, U sal ook onthou, en as jy nou hier was die laaste 2 weke, dat Dominee Skalk en ek het nou al 'n paar keer gesê, jy moenie hierdie vers lees en dan dink dit beskryf vir ons die wese van die drie-eenheid of die binnewerking van die drie-eenheid nie. Dit is nie die doel nie. Hierdie vers beskryf vir ons die aard en die karakter en die roeping en die rol van die Messias. Dit is die fokus. Dink aan daardie beeld van hierdie vers gee vir ons 'n skildery, nie 'n ekstraal nie. Goed, ons wil baie keer 'n ekstraal hê. Ons wil iets hê wat baie tegnies vir ons op die fynste besonderhede gaan verduidelik hoe die binnewerking van die drie-eenheid werk. Dis mos hoe ons moderne mense is. Ons soek hom. Ons soek daai ekstraal. Ons wil die fynste besonderhede hê. Ons soek iets wat baie tegnies korrek gaan wees. Maar hierdie vers werk nie so nie. Dit gee nie vir ons 'n ekstraal nie. Dit gee vir ons 'n skildery. Dit gee vir ons die groter prentjie. Dit vertel vir ons van die rol wat die Messias gaan kom vervul. En terloops, as ons net so 'n bietjie van 'n syspoor kan vat, ons moet ook versigtig wees, geliefdes, om die Bybel nie so te lees nie. Ons moet versigtig wees om die Bybel nie te lees asof dit 'n ekstraal is. Asof dit in die eerste plek bedoel is om vir ons 'n blote, naakte, steriele geraamte te gee nie. Die Bybel is nie so bedoel nie. Die Bybel is baie meer soos 'n skildery. God werk digterlik. Hy gee vir ons soveel gedigte in die Bybel. Hy vertel vir ons hierdie groot, pragtige verhaal. Hy gee vir ons narratiewe. Jesus, as hy die evangelie kom deel, hoe deel hy dit? Hy deel dit met ons deur gelykenisse, wat in 'n sin stories is. Hy kom nie en hy kom gee net vir ons die naakte feite, soos ons baie keer graag wil hê nie. Dis baie keer ons fout. Ons vat 'n teks en ons wil hom afwater dadelik tot 'n geraamte, in plaas van om die heerlikheid van die geheel raak te sien. Ons soek die ekstraal, maar die Here gee vir ons die skildery. En wanneer ons hier kom en ons kry daardie skildery, dan moet ons sien waaroor dit gaan. Christus word ewige Vader genoem. Waarom? Wel, in kort, Jesus word ewige Vader genoem, nie omdat hy die Vader in die orde van die drie-eenheid is nie, maar omdat hy tog in 'n sin vir ons 'n Vader kan wees. Hoor net weer mooi. Jesus word ewige Vader genoem, nie omdat hy die Vader in die orde van die drie-eenheid is nie, maar omdat hy tog in 'n sin die rol van 'n Vader in ons lewens kan inneem. En jy sien dit dalk makliker as jy verder gaan blaai en jy kom in die Nuwe Testament by Markus 3 vers 31 tot 35. Jy lees oor die familie van Jesus. Ek is seker jy ken daardie gedeelte. Wat gebeur daar? Wel, Jesus se aardse familie is op soek na hom. Sy moeder en sy boeties en sy sissies soek na hom. En hulle kry hom dan, maar hy is in 'n vertrek besig om die evangelie met mense te deel. En hulle stuur dan die woord sommer so binne toe dat hulle op soek is na hom. Hulle kan nie inkom nie en hulle sê vir die mense, ons soek hom, sê vir hom hy moet asseblief na ons toe kom. En Jesus sê dan,
wie is my moeder en my broers en my susters? En dan wys hy na die mense rondom hom en hy sê, elkeen wat die wil van my Vader doen, die is my broer en my suster en my moeder. Nou dink vir 'n oomblik daaraan. Sê Jesus daardeur dat as jy 'n gelowige is jy met respek gesê getroud met God die Vader? Tog nie? Dit is nie wat hy sê nie. Maar nogtans het hy die vrymoedigheid om te sê, jy word sy moeder. Wat bedoel hy daardeur? Hy sê, jy word deel van sy familie. Hy neem jou aan om deel van die huisgesin van God te word. Ons word Jesus se familie. En daarom kan ons ook hier, as ons hier hoor van die Seun wat ewige Vader is, die Messias wat ewige Vader is, kan ons ook in daardie lyn verstaan. Jy hoef dit nie te verstaan asof dit tegnies verwys na hoe die drie eenheid werk nie. Al wat dit is dit sê, hy word in 'n sin, neem hy die rol van 'n Vader in ons lewens in. Hy is ons koning, hy is ons opperbevelvoerder, hy is ons Heer, ons onderwerp onsself aan hom, en daarom kan ons in 'n sin hom as ons Vader sien. Nie die Vader nie, maar hy neem die rol van 'n Vader in ons lewens in. Twee ander skrifgedeeltes, Jesaja 45 vers 17, Psalm 45 vers 17 en Jesaja 53 vers 10 praat van die Messias. Dit verwys profeties na die Messias en dan sê dit dat die Messias kinders sal hê. Veral in Jesaja 53 vers 10 is 'n bekende gedeelte. Hy sê as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Praat van die Messias. En dan vra ons wel, waaroor gaan dit? Het Christus in sy lewe op aarde kinders gehad? Nee, hy het nie kinders gehad nie. Maar waarna verwys dit? Dit vat die beeld van 'n Vader en maak dit van toepassing ook op die Messias, ook op die Christus, ook op Jesus. En ons word dan in 'n sin sy kinders wanneer hy ons aanneem om deel te word van sy gesin. Dink net daaraan. Hoe wonderlik is dit nie? Dat ons deel van die familie van Jesus Christus mag wees. Hebreërs 2 vers 11 sê dat hy nie skaam is om ons sy broeders te noem nie. Hoe wonderlik is dit nie? Jesus is nie skaam om ons in sy familie te hê nie. Waarom? Want hy het vir ons gesterf. En daarom is hy nie skaam om ons sy broeders en sy suster en sy moeder of sy kinders te noem nie. En nou bring ons dan eintlik by die 4de punt, die vertroosting. Want om hierdie te hoor, dat die Messias ook ons ewige Vader is, dit is ook 'n groot troos. Nou die Bybel is vol daarvan, dat vaders baie goeie dinge kan wees. 'n Vader kan 'n baie goeie ding vir 'n kind wees. Dink net aan die boek Spreuke. Spreuke is vol van hoe 'n goeie invloed 'n vader, 'n pa, op sy kind se lewens kan hê. En 'n groot deel van ons probleem in ons wêreld vandag, ook in Suid-Afrika, is die probleem van vaderloosheid. Soveel kinders vandag word groot sonder vaders. Ons leef soms in 'n bietjie van 'n bubble en dan kan ons dit nie sien nie. Maar geliefdes, dit is 'n groot probleem in die wêreld hier buite. Volgens sommige statistieke is dit soveel as 43% van al die kinders in Suid-Afrika word groot net met 'n ma in 'n enkelmoederhuishouding. As jy vra hoeveel van hulle met 'n pa groot word, is dit nog minder as wat oorbly, want sommige van hulle word groot sonder 'n pa of 'n ma. As jy regtig dan daarop neerkom, dan lyk dit asof dit so min as 30% van die kinders in Suid-Afrika kan wees wat wel 'n pa in hulle lewens het. En dit is 'n groot probleem en dit dra by tot soveel ander probleme in ons samelewing. Dit bereik selfs die punt, geliefdes, ook deur slegte paas in gesinne is net so 'n groot probleem, want dit bereik selfs die punt dat sommige mense sal sê, jy weet, ek wil nie eers meer trou nie. Sommige meisies sal sê, ek wil nie eers meer trou nie, want ek wil nie hê my kinders moet 'n pa hê nie. Ek het dit nie nodig gehad nie. Ek dink nie my kinders gaan dit nodig hê nie en daarom wil sy dan op die ou end nie trou nie. En dit plaas dan juist so groot verantwoordelikheid op u, geliefdes, op die paas wat hier sit vandag, om goeie paas vir u kinders te wees. Goeie vaders vir die kinders te wees. En ons maak dit soms te ingewikkeld. Wat beteken dit? Dit beteken, kom huis toe op tyd, wees daar vir jou kinders, praat met hulle, vra hulle uit oor wat in hulle lewens in die gang is, lees vir hulle 'n storieboek, stel belang, wees daar vir hulle, wees teenwoordig, wys vir hulle die liefde van God die Vader. Maar jy kan dit net doen
As jy Jesus Christus ken, as jy hierdie een ken wat ook in 'n sin ewige Vader genoem word, jy kan dit net doen as jy deur hom gered is. Jy kan dit net doen as jy deel is van sy familie. Jy kan dit net doen as jy in 'n sin sy kind geword het. Daardie kind waarvan die Ou Testament gepraat het. Jy kan dit net doen as jy deel is van die nakroos van die Messias, as jy ook in 'n sin hom kan sien as jou Vader. Hy het jou aangeneem. Hy neem daardie rol in jou lewe in. Dan alleen kan jy begin om 'n goeie pa vir jou kind te word. En daarom is die vraag vir elke vader hier vandag: ken jy die Here Jesus Christus? Is hy in 'n sin jou ewige Vader? Die troos van hierdie deel is nog baie groter as dit. Die troos gaan ook daaroor dat ons as kerk die familie van Jesus Christus is. Galasiërs 6 vers 10 noem die kerk die huisgenote van die geloof. Wat beteken dit? Dit beteken ons is 'n gesin, ons is 'n familie. Ons moet werklik daarin werk, geliefdes. Ons moet 'n vertroostende atmosfeer vir mense in die wêreld daar buite skep. Hierdie moet amper soos 'n veilige hawe wees. Hier is die familie wat jy kan hê wanneer jou eie familie jou op soveel maniere teleurgestel het. Kom hiernatoe, word deel van hierdie familie, die familie van Jesus Christus. En nog baie meer as dit, kyk na die mense rondom jou. Hulle is jou broeders en jou susters. Daar is 'n rede waarom ons dit so noem. Ons noem mekaar broeders en susters nie omdat ons wil snaaks wees nie, maar omdat dit iets beteken. Ons is mekaar se broeders en susters want ons is Jesus se broeders en susters en moeder. Ons is deel van sy familie. Kyk na die mense rondom jou, kyk hulle in die oë. As ek vandag die wijkslyse van die kerk sou vat en ek lees al die name, hoeveel van daardie name sou u aan 'n gesig kon koppel? Vra jouself vandag af. Ons is veronderstel om mekaar te ken, om die familie te ken, die familie van Jesus Christus. Ons is veronderstel om betrokke te wees in mekaar se lewens, om mekaar te ondersteun, mekaar by te staan. Vra jouself af, as iemand hier kom kuier vir ons, iemand kom, hy's 'n besoeker en hy kom hiernatoe, doen ons genoeg moeite om hulle te verwelkom, om te sê, welkom by die familie? Wat as iemand hier wil aansluit en hy dra dalk nie die regte klere nie? Ons is nie heeltemal beïndruk met hoe hy kerk toe kom nie, of dalk het hy nie genoeg om klere te dra wat heeltemal heel is nie. Sy klere is dalk 'n bietjie vuil, 'n bietjie vol gate. Hoe tree ons dan op? Hoe maak ons? Sê ons, laat ons jou help, ons is 'n familie, ons wil vir jou omsien, ons wil vir jou sorg. Sien, ons is baie individualisties in ons geloof, geliefdes. Ons dink baie keer, hier is ek, hier op my muurshoop, hier in my binnekamer, hier net ek en ek is 'n gelowige. En as ons verbaas as mense sê, ons hoef nie kerk toe te kom nie. Maar wat is die kerk? Hier is ons 'n familie. Die familie van Jesus Christus en daar kan ons troos vind. Ek is seker daar is nie 'n enkele een van ons hier wat nog nie seer gekry het in 'n familie nie. En ek is seker daar is baie van u hier wat al seer gekry het by vaders. En wat is die troos wat hierdie gedeelte vir ons bring? Ons kan deel wees van die ware, ewige familie van Jesus Christus. En hy kan vir ons daardie rol van 'n ewige, volmaakte Vader inneem. Dit bring ons dan by die einde. As ons weer terugkom na daardie vraag waarmee ons begin het, hoe kan die Seun ons ewige Vader wees? Die antwoord is eintlik eenvoudig, deur die kruis. Daar by die kruis neem hy ons aan. Daar by die kruis maak hy ons deel van sy familie. Daar by die kruis vergewe hy ons sondes. Daar by die kruis help hy ons, sodat ons na hom kan kyk, as die een wat ook in 'n sin ons ewige Vader is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, Here, U is so goed vir ons, en ons loof U en ons prys U. Dankie dat U Seun gebore is, dat hy in hierdie name genoem mag word, wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader en ook vredevors. Dankie, o Here Jesus Christus, dat U ons aanneem om deel van U familie te wees. Dankie dat U ook
dan in 'n sin vir ons 'n ewige Vader kan wees. U kan daardie rol ook in ons lewens inneem. Help ons om na U te kyk wanneer ons wonder, hoe moet ons vaders vir ons eie kinders wees? Help ons om na U te kyk as die een wat vir ons die krag en die wysheid en die sagmoedigheid en die dissipline gee om goeie paas vir ons kinders te wees. Ons bid vir hierdie wêreld, o Here, 'n wêreld wat geplaag is deur die sonde van vaderloosheid. 'n Wêreld wat gevul is met soveel kinders wat eintlik sonder hulle paas groot word. Ag Here, ons bid dat U ons gemeente ook sal help om 'n hawe, 'n veilige hawe vir sulke mense te wees. Help ons om mense wat seer gekry het in families te verwelkom hier in die familie, die gesin van God die Vader en Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar in daardie naam, die naam van Jesus Christus, wat ook in 'n sin ons ewige Vader is. Amen. Ons gaan nou afsluit met gesang 95, die Onse Vader. Onthou nou, ons bid hierdie gebed nie tot Jesus Christus nie, maar tot God die Vader. Ons bid dit deur die verlossing van Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees. Maar ons mag ook hoor vandag dat ons 'n Vader het. Ons het 'n Vader, God die Vader. En kom ons sing gesang 95, daarna kan u bly staan vir die seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.